Dis weer dieremaniere hier op die RSG Backbazaar, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met jou vir nog 'n seisoen van dieremaniere. Baie welkom weer eens. En ons gaan 'n draai maak by bekendes in hierdie seisoen. Ons gaan insiggewende dinge leer ken van ons diere en selfs hoor van diere wat die hoofrol speel in films. So bly hier by ons vir nuwe episodes elke donderdag op al RSG se digitale platforms. Ons produksieregisseur is weer Wian Nel. Dankie Wian. En hy speel nou elke week vir ons 'n klank van 'n dier. Dan toets jy of jy weet watter dier maak so geluid. So, vir vandag, watter dier het ons hier? Ek gee vir jou 'n leidraad. Nie so mak soos 'n perd en slaapklere kan so lyk. Van watter dier praat ons? Nie so mak soos 'n perd en slaapklere kan so lyk. Wat dink jy? Aan die einde van die episode vandag laat ek dan die aap uit die mou en dan sal jy weet of jy reg geraai het. Vir ons eerste episode kuier ons vandag in Namibië saam met Ruben Lambrecht op die plaas naby Windhoek. Dis nou Ruben van Ruben Namibië wat sosiale media die afgelope 2 jaar aan die gons gehad het met sy video's van wilde diere wat hy aanneem. Die diere sit so op sy skoot, 'n bobbejaan wat hy vryf, al daai dinge op sosiale media, Facebook, Instagram. Ja, byna alles waaraan jy kan dink. Hy het 'n meerkat, 'n vlakvark, deesdae ook 'n zebra, 'n donkie, eekoring en hy het groot geword saam met 'n bobbejaan wat in die huis was nog voor sy geboorte. Maar eers wil ek jou vinnig herinner aan ons vorige episodes. Ons het seisoen 1 van Dieremaniere afgesluit met 'n gesprek oor terapiehonde. Honde wat pasiënte in die hospitaal se trauma-eenheid besoek, bejaardes in die aftreeoord en dan ook kinders help om voor te berei vir hofverrigtinge in die geval van seksuele aanranding. Jy kan dit nie glo nie, dis aangrypend. Jy kan weer daarna gaan luister of jy kan vir die eerste keer daarna gaan luister. Die hele reeks is vir jou beskikbaar op Spotify, rsg.co.za of YouTube en selfs SABC+. Soek net na Dieremaniere. Maar nou vat ons die pad na Ruben in Namibië. Ons is naby Windhoek, net so wes van Windhoek. So ons bly beesplaas en dan dan is gaste wat deesdae kom en hulle kom kyk die diere en alles. So is my eintlik 'n beesplaas, maar ja, ons boer hier so voltyds. Is dit 'n plaas waar jy groot geword het? Ja, my hele lewe lank, ja. My oupa het hom so, my oupa kom van die Kaap af, maar dit was uit so 1960 of iets het hy hiernatoe gekom. So toe van daar af is ons hier so. So jy is voltyds betrokke in die beesboerdery. Ja, ek is voltyds met dit betrokke. Ek het 'n tour company ook wat ek gaste boek hier in Namibië rond. Ek het die guiding ook soms gedoen. Nou doen ek dit minder hierso, maar dan gaan ek saam met die gaste rond in Namibië. Maar dan doen ek ook deesdae internasionale trips, toere met 'n Amerikaanse company wat mes groot groep toere gaan. So jy word betaal daarvoor. Soos niks is werk, maar jy hou verniet vakansie en jy kan iemand saamvat, so dis baie lekker. Ja, dan kies jy basies waartoe jy gaan en dan gaan jy daartoe. En dan het ek hier 'n foundation gestig wat mens ook nogal besig hou. En dan maar die social media. So dis maar so iets van alles. Jo, die toermaatskappy, sien ons daarvan iets op sosiale media, want hoe ek jou nou ken en hoe ons luisteraars en ons kykers jou ken is die diere en die wilde diere wat jy aanneem. Ons sal nou hoor of jy, ek wil amper sê gewone troeteldiere het soos 'n kat en 'n hond. Ja. Maar is die stigting wat jy gestig het om die wilde diere en die aanneemdiere wat jy aangeneem het, is dit eintlik net 'n kantlyn, ek wil amper sê 'n projek, nie noodwendige besigheid nie. Jy het ander inkomstestrome. Ja, presies. Dis maar meer die tour company en die bees wat ons aan die gang hou. Die Ruben Lambrecht stigting het ek begin vir nie ons spesifiek op die plaas nie. So ons kry niks voordeel daaruit nie. So dis nie vir ons nie. Dit is net vir diere en mense reg oor die land wat dit nodig het. So vir ons op die plaas kyk ons maar self na die diere. So ja, die doel agter dit was nie vir ons nie. En so die eerste keer nou so maand terug
vir Cindy geld ingesamel vir haar mediese hulp. So dit was die eerste keer dat ek ooit ietsie vir ons gevra deur dit. Maar die tour company kan mens op sosiale media sien onder die naam I Dream Namibia. Dis ook op my Instagram profiel is daar 'n handle wat die bo in die bio sal mens dit kan sien. So ja, daar kan ons 'n bietjie meer sien oor die tour company. Maar ja, meestal sien mens maar die diere en daai dinge. So wat die mense mens ken voor. Vir mense wat nou 'n bietjie meer wil uitvind en bietjie speurder werk doen, wil ek amper sê sal baie vinnig die tour company sien en ons plaas waar hulle kan besoek en al die dinge. Maar ek het adverteer dit nie te vreeslik hier so. Ja. Ruben, ek het nou gekyk op Facebook hoeveel volgelinge jy het. Dit is nou by die diere, Ruben Namibia. En daar's nou al 3,5 miljoen volgelinge reg oor die wêreld. Jy is nou Afrikaans soos wat ek en jy nou hier met mekaar gesels. Jy het begin in Engels, Ruben Namibia, en ek sien jy het die bladsy begin in nou 13 Januarie 2 jaar gelede in 2024. Is my inligting reg? Ja, dis reg. Mens kan nie glo hoe vinnig dit gegroei het nie. Ja, dit is skrikwekkend. Mens het nooit besef dit gaan so vinnig groei nie. Hoekom het jy begin met die blad? Ek het in Windhoek gewerk en ek was baie ongelukkig want ek wil so graag op die plaas wees en ek het video's begin deel van hoe ek die plaas gemis het en ons groot word met die diere en al daai dinge. Dis hoe my Instagram onder andere begin het, wat so bietjie vroeër daai Facebook blad begin het. En toe sien ek maar hier gaan 'n video op 'n dag viral en die mense like dit en ek het toe 'n bietjie meer begin deel en toe die Facebook blad ook oopgemaak. En ja, van daar af het ek kry nou nog so baie boodskappe wat sê hoe baie vermaak dit vir hulle bring en dit help hulle deur moeilike tye in 'n donker wêreld. So dit maak ons bly om te weet dis vir 'n goeie doel wat die mense dit voor geniet. Ja, absoluut. Waar het jy gewerk in Windhoek waar jy so ongelukkig was? Dit was maar net plaas produkte wat ons verkoop het soos draadpale, heining, sulke goed. So ek het as 'n sales rep gewerk. Mense almal baie nice, maar dit is maar net die kantoorwerk was nie heeltemal vir my nie. So mense was gewoond om rondloop op die plaas en dinge doen en in die buitelug te wees. So ja, dis maar wat my ondergekry het met die tyd. Ja, ek kan nie dink jy kan nie in 'n kantoor regtig jouself wees nie. En toe trek jy nou terug na die familieplaas toe waar jy bly tans en jy begin daar met die diere werk, jou aanneemdiere. Ja, nee presies, maar ons het so na skool het ek het 'n tweelingbroer. Ons het toe gaan 'n gap jaar gevat in Australië. Daar op plase gewerk en toe het ek gaan swat in Stellenbosch vir so 'n paar jaar, maar toe kom COVID en dis daai tyd wat ek toe moet begin terugkom en werk op dieselfde tyd. Werk en nog swat. En toe dit nou klaar is, toe het ek die toerbesigheid begin. Ek het gesê ek gaan nou eers hierdie werk los. Ek gaan terugplaas toe kom en iets dink wat mens bietjie meer flexibility gee wat jy kan buitelug dinge nog doen en dan bietjie komputerwerk as mens moet. En ek het so groot liefde vir die land en die diere en hoe mooi dit is en toe het ek die tour company begin. En net daarna my Instagram begin viral gaan so toe dat die tour company ook baie in die spotlight gesit wat 'n goeie begin was. So ja, ek is eintlik lucky in daai uitsig dat die tour company van die begin af eintlik baie goed gedoen het. So wat het jy studeer by Stellenbosch? Ek het besigheid bestuur en bemarking gedoen. Ja. Ja, en dit het jou sekerlik gehelp met die besighede want Instagram en Facebook en dit wat jy nou doen op sosiale media en dan ook die produkte wat jy begin het en internasionaal versprei, dit het op die ou ende besigheid geraak. Ja, presies. Nee, dit ek daai tyd toe ek swat te dink ek, swat ek die regte ding, wat gaan ek met hierdie doen? Maar as jy mooi kyk is daar so baie verskillende lyne wat dit my vandag gaan gehelp het, die bemarking dele, die besigheid bestuur van die verskillende dinge. So nee, ek is te bly ek het dit geswat. Dit het eintlik baie goed uitgedraai op die einde. Ons gaan nou gesels oor al die diere wat jy nou so vir ons wys op video's op sosiale media. Cindy en nou die afsterwe van Cindy, die bobbejaan, die meerkat Jerry. Ek het nou ook al 'n vlakvark gesien, 'n eystervark, het ek 'n gewone vark ook gesien. Ek wil my verstout om dit te sê, maar voor ons by die diere uitkom, hoe werk 'n tipiese dag dan vir jou tussen al hierdie verskillende belangstellings wat jy het en is alles te doen en te maak met die natuur
dis die beesboerdery, dit is die toermaatskappy wat jy dan nou die mense ook die land meer van leer en dan die diere. Hoe werk jy dan? Is elke dag anders? Ja, heeltemal anders. Elke dag is anders. Byvoorbeeld, so elke tweede, derde dag gaan ons bees toe. En as daar fout is, dan vat dit die hele dag om net daar dinge uit te sort. As dit die Bobbiano varke is wat die pype uitgetrek het en daar is nie water vir die bees nie, of daar te luiperd 'n kalf gevang soos 3 dae terug en dan is dit weer 'n probleem en die maakoei soek die kalf en so die bees ou is bedrywig, maar daar's daar mense wat ook die werk wat werkers wat mens help. Maar ja, elke dag is anders. Dit kan sekere dinge hou my besig as dit die tour companies en daar met betalings of e-mails of dinge uitgesort word. Dieselfde met die foundation, die stigting. Ek is alleen daarin sit. Ek moet alles self handle. Baie versoeke altyd van verskillende dinge. So ek kan nie alles ondersteun nie, maar so jy moet maar so uitse wat werk en wat gaan nie die keer werk nie. En ja, so tussenneer neem ons maar videoetjies van die diere en dan nog persoonlike dinge wat mens ook self doen, 'n bietjie afvat tye en dinge, maar ek moet sê is vir my baie lekker dat dit nie dieselfde is elke dag nie. Dit mens staan op en mens wonder amper wat mens vandag besig, so dis 'n lekker werk sal ek sê. Ja, dit klink vir my of jy dit baie geniet. Nou met sosiale media, het jy nou 'n redelike plan gehad of het dinge maar net eintlik spontaan ontwikkel en nog steeds? Jy neem 'n video, jy plaas dit, mense hou daarvan of mense hou nie daarvan nie, jy gee nie eintlik om nie, jy wil nou maar net vir die wêreld wys van hierdie diere. Ja, presies. Ek geniet dit baie en dit was nooit ek het nooit myself so imagine nie. Ek het nie eintlik die persoonlikheid wat jy sal dink 'n YouTuber en daai goed het, hierdie vreeslike, hoe kan ek sê, extrovert of daai tipe wat mens baie keer sien nie. So maar ek weet die diere is wat die mense so vreeslik geniet. So ek het net begin video's plaas en dit het alles self gebeur. So dit was nooit deel van die plan nie. Maar ja, nee, die mense geniet die diere baie en in die begin het ek baie ge-worry oor wat iemand sê of wat sal nie van dit hou nie of hulle kritiek. Vandag lees ek skaars die comments en ek voel 'n veer. Maar ja, ek sit maar net op wat ek wil en as hulle dit geniet hulle dit as ja, so maar die diere het groot sterre met die tyd al geword. Ja, baie beslis. Nou, jy wat nou sê, jy's nou nie die spreekwoordelike YouTuber of 'n influencer of hierdie beïnvloeders in die smaakmakers soos wat ons nou in Afrikaans ook net van die mense praat so op sosiale media. Maar onlangs was jy op die voorblad van die Huisgenoot. Dit moet nogal uit jou gemaksone gewees het vir jouself. Ja, ek moet sê dis eers seker wat ek eintlik so op 'n voorblad van 'n ding kom en nogal skaal bo-lyf van alle dinge. So ja, gym is 'n ander ding wat ek ook nogal baie geniet deesdae. Ek geniet dit om fiks te wees en gesond te lewe. So ek het 'n plaas gymmetjie hier op die plaas ook wat mens aan die gang hou, wat ek tyres optel en al sulke dingetjies. Maar ja, die Huisgenoot was baie interessant en baie nice kort chapter gewees en bietjie vertel oor die plaas en al die dinge. So ja, daar's baie geleenthede wat oor ons pad kom van dit alles gebeur het. Ek het ons so tydjie terug vir Prinses Charlene daar in Monaco ontmoet en daar tussen al die royals rondgeloop. So dit was baie interessant en ja, nee, dis regtig baie opwindend. Dis amper asof mens uitsien na die jare, mens weet daar's dinge wat gaan wag en gebeur en geleenthede, so dit maak dit alles die moeite werd. Dis een van die lekker dinge. Maar jy weet nie noodwendig wat lê voor nie, nê, want eintlik is die plaas, die diere, die geleenthede wat kom, dis onvoorspelbaar. Jy kan nie noodwendig sê, okay, in my maand gaan ek nou hierdie doen nie, of is jy redelik iemand wat beplan? Ja, maar as dit by my toere kom, ja, dan ek in hierdie jaar gaan ek gaan in Julie Peru toe en dan November Egipte wat ek die groeptoere oor see doen. Dan so 2 groot groeptoere waar ek saam gaan in Namibië. So met daai kan ek voorspel en redelik nie heeltemal nie, daar's altyd op die nippertjie iemand wat van die vorige kliënte wat graag wil hê ek moet vir hulle rondry en dan gaan ek maar saam as ek nie op die plaas in die reëntyd wil ek net op die plaas is. So van Januarie tot April sal jy my nie sommer ergens anders sien nie, want dan reën dit. En ons het al lekker reën gekry. Maar ja, as dit op die plaas kom, nee, mens kan eintlik glad nie voorspel nie. Mens het so baie dinge wat gebeur en
dinge gebeur so gou, mens kan nie voorspel nie. Maar ja, ons is net dankbaar vir die goeie reën en die vroeë reën in die jaar, dit maak die boerdery so 'n bietjie makliker sover. Ja, ek kan dink. Ek wil vinnig met jou praat oor die produkte wat jy toe nou begin het vir Ruben Namibië en eintlik nou spesifiek die diere en daarna dan wil ek nou spesifiek vra oor hoe die diere by jou aankom en hoe julle daaglikse lewe saam lyk. Maar net gou vinnig oor besigheid. Jy toe in 'n stadium besluit jy gaan nou produkte begin maak. Is dit 'n manier om fondse in te samel juis om vir hierdie diere te sorg? Ja, presies. Ek het in plaas van geld vra vir mense, het hemde laat maak wat sê I love Cindy of daai tipe dinge. Ons het ook 'n kinderboek mos deesdae so einde laas jaar uitgebring wat baie mense baie geniet. So dis maar eerder so maniere wat ons vir onsself geld kan kry vir die diere. So ja, nee, dit is nee, meer van 'n sideline tipe dingetjie, maar dit is ook iets omdat die mense so baie hulle geniet, wil hulle ook iets hê van die diere, soos veral die I love Cindy hemde, dit het altyd baie populêr en mense wil dit baie en hulle koop dit vir geskenke en hulle vra dat ek video's maak vir hulle verjaarsdag of vir hulle geleenthede en dan gewoonlik saam met Cindy of die diere neem ek af en stuur vir 'n boodskap. So ja, nee, dit is nogal besef jy hoe lief het jy geraak vir die diere wat hier is en hoe vinnig dit gebeur het. Nou Cindy, sy is nou onlangs oorlede. Ai, dit is so jammer, maar vir die mense wat nou glad nie vir Cindy ken nie, dis 'n bobbejaan en Cindy was blind. So gee vir ons die agtergrond, hoe het Cindy by julle aangekom? Ja, Cindy sy was voor my, toe ek gebore was, ek en my broer was sy al daar. In 1994 het my pa en ma op die groot pad gery langs verby die buurplaas en die seentjie, die eienaar se seun het toe daar gestaan en hy hou vas toe hierdie bobbejaantjie en hy sê sy pa sê hy kan dit nie hou nie. Want hulle het 'n makluiperd gehad wat ons vermoed maar hulle het bobbejaan geskiet en toe sien hulle nie die babatjie aan die ma nog nie, want hulle moet die luiperd kos gee. En toe vra vir my ma kan jy nie die bobbejaan vat nie en my ma bakken weeg toe sê sy maar ja. En Cindy is toe daar in doeke en sy word so groot geword hier in die huis as deel van die familie en ja, was verskriklik stout. Alles gesteel en geëet wat sy gesien het, gordyne geswaai en as sy weet sy was stout, dan gaan kruip sy weg en my ma vertel een keer het sy agter die gordyne van gaan wegkruip en dan steek haar tone net so uit, maar sy is stil want sy weet as sy gevang word gaan sy in die moeilikheid wees. Want my ma moes haar knyp soos 'n in die wild knyp hulle die kleintjies of byt hulle om hulle te dissiplineer. My ma het daarom nie gebyt nie, maar sy het ons 'n bietjie geknyp net om haar te wys sy was nou stout en dan sê haar vang en skree sy en sy was baie stout en toe 4 jaar later toe ek en my broer kom is my ma gereed vir kinders grootmaak. En ja, toe sy ons hele lewe sy daar saam met ons tot nou onlangs in net so voor die nuwe jaar toe sy na 31 jaar toe sy nou baie oud en op haar laaste. En sy was die laaste 2 jaar so bietjie blind gewees. So vanaf dit gebeur het haar lewe baie vinnig verander en sy het nie meer begin rondloop nie, so haar postuur het nie meer lekker geraak nie. Sy het maar hartversaking gehad op die ou einde wat vir die water, ek dink hulle noem die water retention of iets soos dit, daar baie laat opblaas en sy het begin moeilik asemhaal en dinge so. Ja, nee, ons mis haar verskriklik, dit ons lewe voel sommer leeg sonder haar en dit het baie verander. So dis maar nog 'n bitter groot aantassing. Maar ja, sy is vir altyd in ons harte. So ja, en ons is bly sy het so baie mense se harte ook geraak reg oor die wêreld. Ja, so sy het eintlik 'n internetster geword, 'n sensasie toe sy nou al baie bejaard was en eintlik al blind. So die jare wat sy nou jonger was, het ons haar nie eintlik geken nie. Nie regtig nie. Ons het nie regtig video's te veel geneem nie. Ons was maar net hier op die plaas en eers toe ek bietjie ouer raak wat mens nou self begin kry, 'n bietjie afgeneem het. Maar ja, ek wens mens het daai tyd afgeneem wat sy alles gedoen het. Sy was baie snaaks en die feit my broer as kinders is ons altyd lekker as jy iemand geterg het en daar's 'n goeie reaksie terug sien. Sy het lekker vies geraak as ons vir haar terg dan dan gooi ons vir haar met hierdie kluite in die damvlakte wat ons hier voor het.
hierdie modderballe en dan jaag sy vir ons en dan tackle sy soos 'n rugby speler want ons het altyd gedink ons is vinniger as sy of probeer weghardloop maar sy is baie vinnig. Tackle sy vir ons en dan dissiplineer sy vir ons. Sy sal so saggies byt of knyp wat nogal seer is en mens skrik so dan huil mens en dan sal sy nou sleg voel na die tyd. Dan kyk sy met sy oë as met sy trane rol en dan begin sy mens groom soos vir insekte soek. Dit was haar manier om nou jammer te sê. So sy is baie intelligent geweest en ja, ons het so baie snaakse stories en goeie herinneringe wat sy nalat. Nou alhoewel sy nie kon praat nie, klink dit of julle goed met mekaar kon kommunikeer en sy kon verstaan wat julle vir haar wil sê. Ja, sy was Afrikaanse ouma geweest. Sy het alles verstaan. As sy sê sy is mooi, dan geniet sy dit vreeslik. Sy trek die oortjies terug en as sy sê sy is stout as sy iets verkeerds gedoen, dan is sy sommer vies. Dan is dit nooit haar skuld nie. As dit of die kat of die hond, dan maak sy vir hulle groot oë want is nooit haar skuld nie. Die een keer toe sy iets gesteel. Ek dink dit was my ma se lipstik. Ons het net rooi om die lippe gesien. En dis nader kom te sien as dit is dit. En toe my ma met haar raas, dis sy baie kwaad. En sy kyk rond, sy soek toe nou iemand om skuld te gee. En my ma sien sy kyk sy daar op die draad vir iets. Toe my ma mooi kyk, toe sit daar 'n kriek. Toe sit en kyk sy nou vir die kriek. Dis die kriek se skuld. Dit was nie sy wat die lipstik gesteel het nie. So nooit haar skuld gewees nie. Maar sy het baie woorde verstaan. Sy het verstaan happy was haar gunsteling woord. Sy weet dis kos. Ja, dan sal dit baie bly geraak om dit te hoor en as jy sê kyk daar, dan kyk sy daai rigting en sy die diere, sekere diere se name erken ook omdat ons dit baie noem. So ons het 'n vark gehad wat se naam Mika was. En as mens sê kyk daar kom Mika, dan kyk sy dadelik daai rigting. So sy weet sy het so goed verstaan. Sy het eintlik alles verstaan. Sy het net nie gepraat nie. Cindy, ek sien op sosiale media het julle 'n foto van haar geplaas waar sy uit 'n bed uit opstaan. So het sy 'n kamer of 'n gedeelte in die huis gehad wat haar deel was, soos 'n kind se kamer. Ja, sy het hier so in die leefvertrek geslaap net voor my kamer. So ja, sy was die eerste ding wat ek altyd gesien het in die oggend en sy het altyd so harde poepe gelos. Ek het dit deur my kamer gehoor. So dis van die goed wat my sal mis. Dit was my alarms gewees. As ek dit hoor, dan weet ek is opstaan tyd in die oggend. Nou Ruben, as jy my oorgenooi het om nou maar sommer so as vriende te kom kuier en daar kom 'n bobbejaan om die draai, sou ek dan maar gehardloop het. Uit die aard van die saak was sy nie gevaarlik teenoor julle nie, maar 'n bobbejaan is 'n wilde dier. En 'n wilde dier is onvoorspelbaar. Geef ons 'n bietjie konteks daaroor. Ja, dit is so sy bly 'n wilde dier en daai instink kan jy kan dit nooit wegkry van 'n dierie, 'n wilde dierie. So met ons het geweet wanneer sy kan kwaai wees as jy haar kos vat of as jy 'n vlakvark of 'n meerkat vat. Toe sy nou nog nie blind was nie, dan was sy baie kwaad geraak want sy dink jy wil die vlakvark vat of steel en of seer maak, dan sy vies geraak. So net my pa en my ma kon dan hulle vat want hulle is bo op die ranglys en Cindy, so my pa is die alfa bobbejaan en my ma, dan is dit Cindy, dan is dit die vlakvarke, meerkatte, dan is dit ek en my broer, dan die honde en dan is dit die kat en dan enigiemand anders wat op die werf kom. Ek sien hier's 'n groot valk wat hier vlieg wat by die meerkat kom. Ek wil hom net wegjaag. Is die meerkatte hierso? Dis 'n valk wat net hier bo hulle. Wil jy dit vir jou op die valke? Dis hier's 2 valke wat net laag oor die huis vlieg. So ek kyk my broer gevra of hy gaan kyk waar die meerkatte is. Wil die valke die meerkatte vang? Ja, want hulle loop in die veld die meerkatte. Ons hou niks in hokke of aanhouding hier. So mens wil nie die kans vat. As hulle naby is, dan jaag ek hulle net bietjie weg. Ja. Net vir in case want ja, mens weet nooit. Ons het al so 1 of 2 verloor en dan dit is maar die valke neem ons aan. Ai, ja. Nou jou meerkat, terwyl ons nou daaroor praat, ons ken nou vir die meerkat Jerry. Baie keer is daar nou so 'n meerkat in jou arms. Het julle 'n klomp meerkatte of was daar nou een spesiale enetjie? Ja, hier is 2, so is Minkie en Jerry, soos die mannetjie en wyfie.
Ons het Tom gehad, dit was Tom en Jerry eintlik die twee mannetjies, maar Tom is toe oorlede, hy het breinskade en al sulke dinge gehad. En ja, maar ons het voorheen ook al 1 of 2 gehad en ongelukkig het hulle deur 'n valk of 'n ding gevang, so dit was maar hartseer, maar dan het ons 2 mongoose ook, Zoe en Nielsie, en dan het ons 2 grondeetkoringkies, Hansie en Grietjie. So ja, dis 'n hele almal het daarom 'n paartjie van hulle eie soort, so hulle bly baie gelukkig hier in die loop rond in die veld en kom huis toe net soos hulle wil. So ja, dis mooi van dit, hulle het vryheid nog steeds, want baie keer sien mens video's van mense wat sulke diere in die huis hou en dis eintlik baie hartseer om te sien. Ek het nou in Japan gesien, toe het mense my 'n foto gestuur van 'n meerkat wat daar in 'n pet shop verkoop word, wat nou uitgesmokkel is hier uit Afrika. En hy sit in 'n klein voëlhokkie vir ek weet nie hoe lank van in sy lewe al. Hoop dat iemand nou om koop. En nou die probleem met dit kom as die mense dit koop, dan dink daai eienaar daar's 'n mark daarvoor en dan hou die die trafficking net aan. So ja, as ek eendag kan, ek probeer eintlik bietjie kyk of mens op 'n manier kan dit moontlik kry om daai wetgewing in daai lande te help verander, wat dat dit nie moontlik is dat mense daai diere kan verkoop in 'n pet shop so. Want dit is net baie hartseer om te sien. Hulle kort soveel vryheid en om hulle in so klein hok te sien is net hartverskeurend. Ja, dit is baie hartseer om dit te hoor. Nou, die diere by jouself, die diere waaroor jy beheer het, Hansie en Grietjie en Jerry en Minkie, en dan ook die varke, nê, 'n vlakvark, het 'n vlakvark daar. Ja, Vlakkie is hierso en dan hy's die jongste enetjie, maar hy's nou al groot. En dan Betsy en Benny is die ander 2 en Betsy het nou kleintjies gekry in die veld, so sy kom nou bietjie minder, maar sy kom wys elke nou en dan haar kleintjies. So ja, en dan is daar Penny die eystervark ook en sy het 'n wille boyfriend Percy gekry en hulle het 'n babietjie saam. Maar ongelukkig is Penny nou al ook vir 2 maande sien ons haar nie. So ons probeer maar dink dat sy net 'n gelukkige lewe ergens buite is, maar ja, die realiteit is ons dink is die luiperd wat ongelukkig gevang het, want sy het altyd huis toe gekom en ja, dus sy weet dis lekker kos, dus dis baie ongewoon dat sy net so lank sal wegbly so. Maar ons hoop maar ons kies maar om te glo sy's gelukkig daar buite. Ek hoop saam met julle. Ja. Nou al die diere op die plaas soos die vlakvarke en die eekhoringkies, die meerkatte, die eystervark, dan nou self Cindy wat jy nou vir ons verduidelik het hoe Cindy by julle aangekom het. Hoe maak julle nou hierdie diere gewoond dat julle dalk vir hulle kos sal gee, daar is plek vir hulle om te slaap? Ek neem aan in die aande kom hulle na julle toe en dan slaap hulle daar. Of hoe werk julle interaksie met hulle? Ja, so hulle almal slaap hier rondom die huis, meeste van hulle. Van die varke wat nou al groot is, slaap in die veld. Maar eintlik maar net soos hulle wil, as hulle in die veld wil slaap of hier so, maar hulle kies om hier teen ons te slaap want hulle dink ons is familie. En vlakvarke dink gewoonlik hulle is honde, want hulle raak met die honde groot en die meerkatte sien ons as familie. Maar ja, so hulle almal kom hier met hulle verskillende unieke stories van waar ook al reg oor die land hulle gekom het, waar hulle opgetel as 'n weesdiertjie sonder 'n ma. En ja, dan maak ons hulle een groot familie. Vat baie keer maande om hulle aan mekaar gewoon te maak. Daai een keer het dit 4 maande gevat om die 2 klein meerkatjies aan Minkie gewoon te maak. Want in die natuur, as hulle net een wyfie kry kleintjies en as dit nie haar kleintjies is, word daai kleintjies doodgemaak of die wyfie word so geboelie dat sy geaborteer later. So toe ons vir die 2 kleintjies kry, toe het Minkie gedink dis nie deel van haar top en sy wou hulle doodmaak. So ons moes hulle uitmekaar hou vir so lank. Maar eventueel het hulle stadig bietjie gewoond geraak. So is maar 'n groot proses soms. Maar deur die dag ek gaan loop baie dae, hulle het so gate hier voor die huis waar hulle bly deur die dag vir al die eetkorings. Dan sit mens daar en gee hulle neute en spandeer tyd en dan loop al die diere saam en dan kom hulle weer terug huis toe en gewoonlik in die middel van die dag dan die meerkatte is baie lui dan, hulle lê op my so skote en dan as die son bietjie
begin afgaan amper en soek hulle weer vir goggas die laaste tyd voor hulle gaan slaap. Hulle het so swembadpomp waar hulle in hulle bly. Hulle hou van dit daar so. En die vlak waar ek slaap nog saam met die honde in die hondehok in die aand. So hy elke aand dan is of 5 uur, 6 uur, dan staan hy buite die heining en dan wag hy om in te kom. Want ons laat vat hom elke dag uit. En dan kom hy nou in, hy eet weer gras en dan staan hy voor die skuifdeur en loop hy, as ons nou oopmaak, loop hy dwars deur die huis, deur die kombuis tot by die agterkant waar die honde bly. Klim hy daar en sê, eers hondepille en dan slaap in sy hokkie. En in die oggend, as ons sê, ek oopmaak, loop hy reg uit heining toe en dan gaan hy weer uit. So hy's in hierdie roetine, mens kan nie glo hoe slim is hulle eintlik om so vinnige roetine aan te leer nie. Bring mense, hawelose diere of diere wat weesgelaat is dalk in die natuur na julle toe. Is dit ook 'n manier hoe die diere by julle uitkom? Dis eintlik die manier hoe almal hier uitkom. So dis net diertjies wat toe 'n kans in die lewe gegee is, wat hulle ma verloor het, wat alleen in veld opgetel is. So ja, al hierdie diertjies het so 'n storie. En dan kyk ons na hulle en maak hulle groot en van hulle gaan terug in die natuur as hulle wil en van hulle bly by ons. So ja, dis maar hoe dit werk hierso. En julle moet elke dag, ek neem aan jy en jou broer, moet dan sekerlik elke dag vir hierdie diere sorg en elke dier het sy eie manier. So daar's nou kos vir die meerkatte en die kos is vir Vlakkie en dan Cindy het haar eie dieet gehad. Dit's amper 'n voltydse werk net om hulle kos uit te sorteer. Ja, nee, ek moet sê, my ma was so Cindy se verpleegster tot op die einde. Ja. So sy het, en die bediendes het ook baie mooi gekyk na hulle, almal het mooi gekyk. Maar sy was die moeilikste een om voor te sorg, want haar maag was altyd 'n probleem en dinge. Maar die meerkatte hou baie van chicken neck of chicken breast, so hulle kry so 1 of 2 stukkies 'n dag en verder soek hulle eie goggatjies. Selfs met die mongoose, hulle die een hou baie van roereiers, so sy kry dit. En die ander nou weer nie so baie daarvan nie, so hy soek iets anders. Maar dan op die einde soek hulle baie hulle eie kos en die eetkorrentjies kry ook neute so nou en dan. Maar ja, verder hulle moet nog steeds daai instink bou waar hulle self kos soek en jy kan nie glo hoe diep hulle onder die grond rykie. Gister toe Jerry sien ons hy is daar besig in 'n gat te grou en later steek net sy stertjie uit en toe haal hy so groot wit kriek uit. So hulle ryk ongelooflik diep, mens kan nie glo hoe goed hulle neuse is nie. En ek neem aan jou broer is nou net so lief vir die diere. Dit is julle twee wat dit nou eintlik so saam doen. Ek neem aan jou ma is ook baie lief vir die diere want sy het nou eintlik vir Cindy grootgemaak en mens kon ook sien op sosiale media dat jou ma en Cindy 'n baie hegte band het. Maar is dit julle hele gesin wat so kyk na die diere of is dit maar jy en jou broer? Ja, meeste ek en my ma eintlik. Ons kyk baie na die diere. Maar my pa en broer is net so lief vir hulle. Maar ek dink ek en my ma is met dieselfde tipe persoonlikheid van versorging so. Maar ek en sy wat meestal altyd seker maak hulle is reg en alles. So ja, maar ons almal is baie lief vir hulle. So hulle kry baie liefde en baie aandag. Ruben, ek dink nie jy gaan weer by daai plaas van die plaas af kan trek nie. Jy het dit nou een keer gedoen en jy het teruggekom. Ja, nee, ek besef dit ook. So ek bou my eie huisietjie nou hier, so wat seker so in April rond sal klaar wees. So ek sien baie uit daarvoor. Want ek het ook tot besef dat ek nie hier sal wil weggaan nie. Dit is hoe meer my stoer oor die land, hoe meer besef my hoe spesiaal dit is en veral met die diere so naby my, dis baie spesiaal. Die dames moet maar by jou kom bly. Jy gaan nie agter hulle aantrek nie. Ja, ek bou so lank 'n huis. Vertel ons van jou Ruben Lambrecht Stichting. Waarvoor staan julle? Hoe sien jy in die toekoms wat hierdie stigting alles kan doen? Ja, ek wil groter dinge doen as net wat ons sover gedoen het. Sover het ek YouTube video's gemaak en dinge, dan het ek so geld ingesamel, byvoorbeeld vir die Renoster projek, Ryan en Mama, dan is video gemaak en gevra vir insameling en dan het mens daai geld geskenk aan hulle. Maar ek wil op 'n groter skaal wil ek dinge soos klinieke of skole bou wat 'n groot behoefte is in sekere dele van die land. Veral daar waar nie stede is nie, net hierdie villages en daai. Maar dan wil ek op die dierekant wil ek ook 'n tipe
sanctuary maak wat mens eendag kan so weesdiertjies en beseerde diere kan invat op 'n groter skaal. En ja, so ook 'n conservation 'n plaas wat mens dinge soos renosters, jagluiperds, die dinge wat bietjie endangered is wat mens na hulle kan kyk. So dis die groter plan, maar dis natuurlik 'n groot investment wat kort daarvoor, so ek dink as die Here se wil is dit sal gebeur, sal daar die regte mense vorentoe kom. So ja, alles op sy tyd, maar ek dink mens kan baie dinge doen in die land. Daar's groot behoeftes vir baie dinge. Ja, alles van die beste met dit. As jy nou so sê alles daar's groot behoefte in die land. Praat jy van Namibië of praat jy van Suid-Afrika, beide dalk? Eintlik by al twee. Ek sal die dinge seker hier in Namibië begin, maar dit sal ideaal wees as dit op groter skaal buite die grense ook kan begin help. So ja, ek het al 'n paar keer gehelp daar in Suid-Afrika vir dinge, veral met hierdie die Mossel Bay, daai brande het ek gesien is verskriklik erg. En daar's een Big Cat Sanctuary wat baie van hul diere verloor het en baie dinge het afgebrand, die huis en goed, het ons nog geld ingesamel, ek het hulle goed geshare en daar het mense hulle gehelp en ook die foundation het ons mense met kanker byvoorbeeld daar gehelp, so ek help waar ek kan, maar dis nog op so groot skaal soos wat myself wil hê nie. So ja, dit hang maar alles af van hoe die finansies eendag lyk. Mens kan aanhou geldinsamelings hê, soos hierdie GoFundMe, daai tipe dinge, maar dit hou net ook 'n sekere tydjie. Ideaal soek mens maar mense wat op 'n baie groter skaal kan ondersteun in die lang termyn. So ja, want dit is seker maar 10 mense van oorsee, hulle verdien mos in dollars en euros wat bietjie verder gaan. Ja, ons hoor daar is nou so 'n belegger wat na jou kant toe kan kom. Isimie het altyd hier geslaap, Julia Pisang nog eentjie. Maar hierso's Zoe, Zoe. Soos Zoeetjie. Is daar die een mongoose? No really. Sy's 'n klein stouter, sy split personality, sy kan baie stout wees en dan baie liefdevol soos sy vir ander net soos sy wil. En ek sê die tuin die Aaron en net hier geflex. Ek sien hulle is daarom weg nou. My broer het 'n goeie werk gedoen. En daaronder is waar die meerkatte gewoonlik sit. Maar ek sien hulle nie nou nie, so ek vermoed hulle slaap dalk hierso, want dis hulle pompie waar hulle slaap, waar die gat is. En daar's Melrou, dis hier braaitjie. Kom. Ja. Is Melrou ook een van jou aanneemdiere? Ja, hy het so 5 maande teruggekom, so hy's nou al bietjie ouer, maar hy drink nog bottel en ons begin hom nou stadig so bietjie speen. En hoe het Melrou aangekom? En hy was deur die bure opgetel so 5 maande terug sonder 'n maand. En wat baie ongewoon is, hulle is altyd by die ma. Hulle is nie so sekere diere wat die kleintjie wegsteekie. En toe hulle hom nou optel, te weet hulle die ma is seker dood, want hy is te baie swak. En toe vra hulle vir ons om saltpad en ons sê toe ja. So ja, nou is Melrou hier vandag. Maar hy is baie stout, hy eet al die rose van my ma ook, so ja, sê ek baie vies vir hom. Dit lyk nou na 'n lekker lewe, maar daar moet ook uitdagings wees. So miskien kan jy vir ons 'n bietjie vertel, wat is die uitdaging met die diere? Ja, vir my is seker die grootste worry altyd die diere se welstand, bo die plaas en die droogtes en dinge. Mense raak so geheg aan die meerkatte en die mongoose dat dinge soos die arende wat so vreem slapelose nagte baie keer. Of byvoorbeeld eetkorntjies bly nou daar in die vlakte, maar dit is eintlik 'n dam, so as jy baie vol is, dan kan hulle verdrink as hulle nie betyds uithardloop of wat nie. So sulke klein goedjies, dit klink klein, maar dis die dinge wat vir my die meeste laat worry, maar en dan ook maar soos gaste kry met hierdie Zoe wat nou net nie was, sy klim sy op. Sy bytone en ore van mense wat hier aankom wat sy nou nie ken nie. Net so eers
5 minute en dan is sy weer heeltemal fyn. Maar mens moet dan heeltyd opcheck dat sy nie dit doen nie. En ja, dan sit maar die luiperd vang ook baie beeskalwers, so mens het altyd maar daai worry ook in hierdie reentyd wanneer die kalwers gebore word en klein is. Ja, maar daar is maar dinge wat mens oor worry, maar die siening is baie groter, so mens probeer maar op dit fokus. Hoe kies jy hulle name? Ja, ek en my ma doen dit meestal, maar amper almal, al die diere het so half Afrikaanse name, dis Zoe ook. Nie eintlik so baie nie, maar alles eindig op 'n I, so dis Vlakkie, Kali, Minky, Nielsie, Derry, Cindy, Betsy, Benny, alles, sonder dat dit eintlik so beplan het. Ek dink, dit klink net oulik as dit so eindig, so amper al die diere, Hansie en Kriekie is ook op so 'n manier. Dis net Melrou wat nie so eindig nie. Maar ons het 'n donkie girlfriend vir ons gekry wat sy naam Rosie is. Maar hy wil niks van haar weet nie. So sy loop net daar by die springbokke, ongelukkig, en hy loop die een kant. So dit doen nou nie uitgewerk nie. Ag, jammer nou dat hulle date nou nie uitgewerk het nie. Ons het nou op social media baie vir Cindy geken en dan ook vir Jerry of dan Minky, een van die twee, en dan ook ou Vlakkie, maar daar's baie meer diere. Soos die zebra wat jy net gepraat het van en ook die donkie. En ou Zoe. Ja. Zoe, hier's 'n klomp. Hulle is almal nie. Hulle loop nou in die veld sien ek. Al die meerkatte sien nou hier nie, die plakvark ook. Maar hy's klomp en ons het al baie varkens al terugstel toe met die tyd hulle kry hulle boyfriends en familie en dan bly hulle daar en kom so nou en dan. Soos die eistervarke ook gemaak het. Sy het net elke aand gekom. So elke aand, tweede aand. Maar ja, hierdie Zoe is die mees gehard van almal. Sy wil heel pretty so wees. So sy loop nergens kom maar iets. Sy kyk net al die ander daar in die veld loop. Sy is baie huisvas. Zoe is jou baby. Sy wil nog 'n babatjie hê. Ons sou van op die maag krap daar aan lê, sy so. Al jou troeteldiere, jou honde, jou katte, hulle leef baie gemaklik saam met die aanneem wilde diere. Ja, nee, die een wat seker maar die moeilikste is die een mongoose, hy's so 'n bietjie hy by die een hond so nou en dan 'n mannetjie hond, dis maar seker 'n dominansie ding, maar nie vreeslik nie, net soos hy lê, altyd so op die bene of op die bout. Maar dis dit, al die ander is baie goeie maatjies, val die honde en die vlakvarke is baie goeie maatjies. Jy kan die Ruben Lambrecht Stichting ondersteun, sou dit op jou hart druk. Al die inligting is aanlyn, rubenlambrechtfoundation.com. Ek herhaal, rubenlambrechtfoundation.com. Jy moet nou reg spel, nee, anders gaan jy daarby uitkom nie. Lambrecht is 'n moeilike van. Hy doen baie goeie werk vir die diere sover die finansies strek, so ondersteun hom daar. En vroeër het Wian vir jou 'n klank van 'n dier gespeel. Net geweer die klank, Wian? So wat 'n dier het ons hier? Dit is ook een van die diere wat Ruben daar op die plaas versorg. Dit is die klank van 'n sebra. Ja, 'n sebra, nou weet jy. Volgende week sal Wian vir jou nog klanke speel, dan kyk ons of jy dit herken. Ek het ook dan 'n gesprek met die aktrise Jeannie Swiegelaar. Sy is Suster Naomi in Binnelanders. Sy het ook 'n hoofrol vertolk in die film, die Marlies film in 2025. Sy het 5 troeteldiere by haar. Sy het nog 4 gehad wat nou ons al verlaat het. So in 'n stadium was daar 9 diere en sy bly in die stad in 'n kompleks, maar al die diere en sy is baie gelukkig by mekaar. As jy 'n boodskap wil stuur, my e-posadres is media@elsjevanjaarsveld.co.za. Dis media@elsjevanjaarsveld.co.za en die spelling van my naam ELSJE van Jaarsveld net met 'n D aan die einde. Kuier ook saam op ons Facebook en Instagram blaaie by RSG of net bloot Elsje van Jaarsveld. Maar dankie weer eens vir jou ondersteuning en dankie Wian Nel vir die dieregeleide en die tegniese versorging. Tot volgende donderdag dan. Totsiens en geniet jou diertjie.